Goeiedag, welkom terug by Morletta Kerk se JI Kurwe podcast. Dis lekker om julle almal weer saam met ons te hê, maar dis veral lekker vir vandag om vir John Leroux van New Horizon by ons te hê. John, jy is die Managing Director, die besturende direkteur van New Horizon. Vertel ons 'n bietjie, wie is John? Vertel ons 'n bietjie van jouself, jou besigheid en ook jou betrokkenheid by Morletta Kerk. Baie dankie Jack, dit is lekker om hier so te wees. Ja, so my naam is John Leroux, ek is getroud, 'n wonderlike vrou en 'n ma, Karen, en die ma van 3 pragtige kinders. My seun John Hunter, na my vernoem, is nou net klaar met matriek, so hy is besig by Doxa met Year of Your Life. Okay. En terwyl hy besluit wat hy nou gaan doen met sy toekoms, wat hy gaan swat. Dan Karine, oudste dogter is 17 en Linka, my jongste dogter is 15. So ek is in hy hoërskoolfase en uit, die kinders nou so uit die hoërskoolfase. Tieners in die huis. Sieners, ja. En maar wat 'n vreugde. So dit is my familieomstandighede. En dan by die kerk, so hierso is ek en jy het nou 'n pad gestap met Business for Transformation, BTW, en ons is nou al 'n geruime tyd daarmee besig, so ek het ook een van die groepe wat ek hanteer vir die besigheidsmanne, en dan is ek ook by die jeug betrokke, die graad 11s. Ek is nie 'n klein kindertjie. Katedrese onderwyser nie. So die ouer kinders, die tieners, eintlik die jong volwassenes, is ook vir my lekker, en omdat hulle ook die volgende leiers, besigheidsmans, besigheidsvrouens, leiers gaan wees. So dis ook vir my 'n passie om te probeer in hulle inbou en val 'n bietjie van die lesse oor te dra en die leuns wat 'n mens ervaar, dat jy op 'n vroeë ouderdom eintlik met die waarheid gekonfronteer kan word. En en dan het ons klein groepe, selgroepe by die kerk. So daar is ons saam met ander gesinne wat die uitdagings van ons tyd, jy weet, ons stadium in die lewe, hierdie seisoen waar ons onsself bevind. Ons altyd begin bles word daai tyd. Ek was eers te bles, so ek alles is 'n kompetisie, ek probeer alles wen. So daai een het ek goed gewen. Maar ja, want dis ook soos jy deur die lewe gaan met sy uitdagings en sy verskillende seisoene en fases, is dit mos maar ook lekker om dit saam met broers en susters in Christus te doen. So daar is ons ook daar 'n bietjie betrokke. En jou besigheid? Wat is jou besigheid en wat doen hy? Ja, so besigheid is New Horizon. So ek en 'n vennoot het dit begin so in 2010. Yes. Dit is 'n raadgewende ingenieursmaatskappy. So ons doen konsultasie. Ons het 'n kantoor hierso, waar ek natuurlik meeste van my tyd in Pretoria spandeer. Stefan kyk meestal na ons Londen kantoor. So ons is so 'n bietjie, sit so verspreid, ons neem die wêreld oor so van 2 kante af, dis die strategie. En en dan werk ons nou maar op al die dissiplines van ontwerpe. So 'n groot deel van ons is lughawens. Okay. So ons is betrokke by 'n paar lekker groot lughawens, en dit is ook uit 'n ingenieursaspek is dit lekker, dis interessant. Dis aanloopbane en terminaalgeboue en control towers en jy weet navigational aids, jy weet, verskoon Engels. Ja, dis reg. Sekere terme vertaal nie voel nie. So ons is doenig met sulke goeders en en dan veral aktief in Afrika. So ek het 'n vreeslike liefde vir Afrika. So ons werk nogal in Sentraal-Oos en Wes-Afrika. Ons werk ook op baie eilande. Dis nou Pemba-eiland, wat net so noord van Zanzibar is. Bietjie moeiliker omstandighede, maar dit is lekker uit 'n ingenieursaspek, weet, om by hierdie goeders betrokke te wees. So ons is verantwoordelik dan vir die ontwerp van die goed, en dan is daar nou kontrakteurs wat dit nou bou. So dis waar ons betrokkenheid is. Dis is moeilike werk as mens in Zanzibar en al daai plekke werk. Ek weet nie, ek het my opinies, maar dit klink net of dit nie te moeilik kan wees. Jy weet, as jy 'n paar ingenieurs nodig het om na DRC-projekte te gaan, dan steek niemand hulle op nie, en as dit nou Zanzibar toe is, dan is daar heeltemal 'n oor aanbod kan. Maar dis Ek wil net terugkom dan na jou familie toe. Jy het so vanaf verwys na jou seun. Sy naam is John Hunter. Waar
Kan ek vra, mag ek vra waar die John Hunter vandaan kom? Jy mag, want ek is trots daarop. So, Yes. ons kan ons die hele oggend daaroor gesê. Nee, maar dit is Stil kan nie. ja, okay. So naam is John Hunter. Is eintlik 'n dubbelnaam. Ja. So ek is ook John Hunter, maar die John Het gesteek. het gestiek. Yes. Ja. Ja. So my seun is ons werk hard om die John Hunter, maar dit is ons onderskeid tussen mekaar. Hy is John Hunter en ek is John. Yes. En eintlik geskiedenis het so laat 1800s dit nou ons familiegeskiedenis toe my groot oupa grootjie Kobus Leroux het Appington toe te gaan, Cordonia. Dis Ja, Gordonia, dis daar ek dalk op jy. Ja. ja, so hy was die praktiese man wat die kerk gebou het. Was die eerste westerse mense wat na daai distrik toe gegaan het. So hy het die kerk gebou, eerwaarde Schröder die kerk Ja. begin. En so het ons die Leroux het geboer en Schröder was die dominee in Appington Ja. en so die hoofstraat, ons moes twee Skoolstraat, ja. Schröder en Leroux Ja. Dis nou die twee strate wat eenrigtingstrate wat deur Yes. Appington loop. Dit is ons geskiedenis. Toe ek in Appington gebly het ek in Skoolstraat gebly. Kan jy glo? Ja, so ek ken, maar so het jy al 'n bietjie ons kerk daar gaan besoek of nog nie? Nee, ek is baie trots op dit, jy weet. So dit ek gevoel ek is op die regte plek, jy weet. Ja, nee, great. Nee. Dankie John, dis lekker om sommer net dankie dat jy sommer nog 'n bietjie net oopmaak, ons bietjie die mens agter dit alles kan raak. Ek net kan raak sien en ja, dankie dat jy met ons bietjie ook jou familie en ook jou geskiedenis van wie jy is en waar jy vandaan kom deel. So ja, dankie. So 3 jaar terug John het Moreletta Kerk bietjie begin kyk na hulle sendingvisie, hulle het hulle sendingvisie bietjie aangepas en ons het meer begin fokus op besigheid as bediening. En ons sien deesdae baie van ons ons besigheidsmanne is 'n groot deel van ons sendingkorps. Jy het net so vinnig geraak aan jy self deel is van 'n BTW kring. Jy lei een van ons BTW kringe al vir 'n hele paar jaar. Hoe sal jy besigheid as bediening in jou bedryf, in 'n ingenieursbedryf beskryf en ook hoe sien jy dit uitspeel in jou BTW kring? Ja, dankie Jakes. Dit is nogal iets wat my na in die hart lê, want ek dink mens kan tweeledig daarna kyk. Die een is, dit is waar ons invloedssfeer is. So ons het beperkte invloedssfeer uit ons kerkgebou omgewing, Yes. die mense wat ons daar bereik en hoe ons hulle bereik. Met ander woorde, ek dink dit is 'n geval van mense kom vrywillig en jy het toegang tot vrywillige mense wat jy kan evangeliseer, wat jy kan bemoedig, ondersteun en Jesus wees, Yes. se uitleef. Maar dit is eintlik die onderrig daarvan, die toepassing gebeur in die wêreld daar buite. Yes. En daar's min dinge waar die toepassing so relevant is soos in die besigheidswêreld. Waar die aksies wat jy neem, die besluite wat jy neem, so gewigtig is en so raak gesien kan word soos in besigheidswêreld, want dit alles lei maar kan jy meet in 'n rand en sent. Dit is meetbaar en jy kan sien. Yes. En dit is waar ons die geleentheid het om 'n unieke waardestelsel uit te leef. Die toepassing van dit. En hoe lyk liefde in die besigheidswêreld? Dis nie iets wat jy aldag hoor nie. Jy kan sien hoe lyk winsgewendheid. Hoe lyk markstrategie? Hoe lyk markaandeel? Kan baie goed gaan meet, maar hoe lyk liefde? Hoe lyk integriteit? En dit is die speelveld wat ons uniek het. En ek dink hartseer is, dit word nie geleef nie. Yes. Ons hou dit somtyds op 'n intellektuele vlak wat ons deel met mede-Christen kollegas in 'n werksomgewing. Maar ons pas dit nie toe en ons leef dit nie uit prakties in besluitneming, in 'n strategie, in ons handeling en ons aksies van ons besigheid en hoe ons daai gedeelte van ons lewens bestuur. Absoluut. Wat ons uniek het in die besigheidswêreld is ons gehoor is daar nie omdat hulle vrywillig kom om Christendom te sien nie, maar omdat hulle deelneem aan die besigheidsmark. Yes. En dit is hoekom hulle daar is. So hulle is reeds daar gedwing omdat hulle 'n lewe moet maak, 'n bestaan moet maak. Yes. Ons kan vir hulle iets wys van
Christenskap, van evangelisasie, van bediening, van hoe liefde lyk en die toepassing daarvan. En ek dink dit is 'n verantwoordelikheid wat ons op ons besigheidsmanne se skouers rus, wat ons moet ernstig maak en nie as 'n terloopse saak moet hanteer nie. Yes. Jy het gepraat van jy noem van hoe dus moet jy geword konfronteer met die vraag in jou besigheid en hoe lyk liefde? Maar hoe lyk liefde dan vir jou in jou besigheid? Ja, dit is eintlik vir my ook 'n vreeslike lekker vraag. So jy raak nou daar waar ek eintlik met entoesiasme met jou kan gesels. So ek dink op hoe ek dit vir myself uitgemaak het. As 'n mens in besigheid is dit 'n transaksie. So jy verkoop 'n diens of jy verkoop 'n produk. Ja. En hoe meet ons die sukses van daai transaksie? Ons eerste op 'n baie sekulêre level kyk ons, het ek ooreengekom wat ek vir jou gesê het en het jy ooreengekom wat jy vir my gesê het. So ons verkoop aan mekaar, as ek aan jou 'n pen verkoop, dan vra ek vir jou R10, jy gee my die R10 en ons sê dit is 'n suksesvolle transaksie. Maar wat eintlik gebeur, ons heg 'n waardestelsel daaraan. Yes. So ek het 'n waardestelsel wat sê dis eerlik, maar gewoonlik sê ons dis iets soos waarde vir geld. So ons sê 'n gedeelde waardesisteem is value for money. Okay. So jy gaan by my koop as jy dink jy kry waarde vir geld en ek gaan aan jou verkoop as ek dink ek gaan 'n fair wins daaruit maak. Yes. En ons probeer common ground, jy weet, vind. Ja, dis hoe 'n sake transaksie lyk. Op 'n waardestelsel wat ten diepste is of ultimately is dit wat ons eintlik sê. So ek gaan evalueer of hierdie transaksie goed uitwerk vir my of my waardesisteem of my waardestelsel intact gebly het. Ja. Okay. Maar ons vind mekaar eintlik op 'n baie sekulêre level. En dit is ons eintlik hoe besigheid eintlik funksioneer. Is dit waarde vir geld? Ja. Is dit fair in my oogpunt uit jou oogpunt? Maar ten diepste kom ons met 'n waardestelsel wat nie gelykvormig aan die wêreld is. Inteendeel, die Here het gesê, moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie. Ons waardestelsel is eintlik een van dien, van help, van liefde uitleef. Yes. So, vir my om te sê of hierdie transaksie suksesvol is, wil ek eintlik hoor dat jy meer bevoordeel is daaruit as wat ek bevoordeel is. En dan gaan ek vir jou sê, Jakes, ek vind hierdie transaksie suksesvol. Omdat ek iets vir jou gegee het en jy het groter voordeel daar getrek as wat ek gekry het. Yes. Dan sien jy iets in my, dan gaan jy sê, maar dit maak nie vir jou sin nie. Ek verwag, jy moet sê, jy het geld gemaak, jou markaandeel het vergroot, jy het nuwe produkte wat jy nou strategies kan verkoop, jy weet, en ek het 'n nuwe behoefte gesien in jou, jy soek nou verskillende kleure penne, en ek is nou opgewonde, want hierdie lei tot groei vir my besigheid. Yes. En solank ons so met mekaar onderhandel, deel ons met mekaar op 'n baie oppervlakkige deel. Want ten diepste wil jy eintlik voordeel trek uit die transaksie ten koste van my. Ja. Ek wil voordeel trek ten koste van jou. Ja. En as ons so half voel, ons is op even keel, ons sit mekaar nie te sleg in toe nie, gaan beide ek en jy erken, dis 'n suksesvolle transaksie en ons moet voortbou hierop. Maar dit was nie eintlik Jesus se model nie. Jesus sê, dien die wêreld, en dit is niks anders in besigheid nie. So ten diepste moet ek sê, Jakes, ek wil graag hê jy moet meer voordeel trek hieruit as ek. Yes. Ek het 'n reg tot te bestaan, en ek het 'n reg tot billike onderhandelinge met jou. Yes. Maar jy moet iets sien wat my motiveer, wat jy moet vra, wat is dit? Ek sien iets, 'n level van waarde, wat ek nie algemeen sien nie. Dis 'n dieper level, daar's iets wat dieper strek as net 'n oppervlakkige winsgewendheid en markaandeel gedagte. En dan moet jy dit eintlik aantreklik vind. Jy gaan eintlik sê, "Sjoe, dit is iets anders, ek hou daarvan." Waar kom dit vandaan? Wat dryf jou tot hierdie gedagte, John? Hoekom doen jy dit? En dan het ek die geleentheid, as ek
miljoene rande, multimiljoene rande se transaksie na multimiljoen rand se transaksie met jou gedoen het. Ek hoop is profeties wat jy nou sê. Ja, basies. En elke keer sien jy iets anders wat my dryf. En ek celebrate nie my markandeel en winsgewendheid nie. Ek celebrate die feit dat jy beter word. Jou markandeel groei. Dit maak my opgewonde. Ek dien jou. En as jy dit sien, dan stel jy belang. Dan gaan jy my vra, maar hoe dink jy hieroor? En dan kan ek vir jou baie eenvoudig sê, ek dink nie normaal hieroor nie. Dis nie 'n ding wat vir my natuurlik gekom het nie. Dis 'n ding wat ek by Jesus geleer het. En ek probeer dit so toepas. Dit is hoekom ek so dink. Yes, John, dis 'n mondvol. Ek dink, Maar kan jy skien, as ek jou nou sommer so in die rede ja, maak, hoekom het 'n mens ook BTW groepe nodig? Hoekom het jy klein groepe nodig? Dit is nie 'n maklike ding nie. Dis 'n radikale uitkyk. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy gaan met die eerste ding gaan jy selfsugtig optree. Is ook hoekom jy mens moet accountable wees teenoor jou mede-kollegas, teenoor broers en susters om te sê, dis maklik om die woorde te sê en te sê dis wat ons wil bereik. Dit is baie moeiliker om dit uit te leef. En ons het mekaar nodig. Ons moet hier by die kerk mekaar ondersteun. En ons moet as besigheidsmanne moet ons hande vashou en sê, "Wel, hier was die uitdaging. Hier het ek gefaal toe ek hierdie probeer uitleef." Want die oomblik as ons hier uitstap in die wêreld in, dan word jy gekonfronteer met iemand wat jou wil uitbuit. Wat hierdie geleentheid sien as 'n moontlikheid of 'n means is dit, en jou vulnerability word uitgebuit. So nou raak die toepassing daarvan is dit 'n bietjie moeiliker. Maar die beginsel bly. Ja, die beginsel bly, wat is my waardestelsel wat nie so gedeel word deur die wêreld. yes. Ja. Ek dink, terwyl jy praat, kom daar net so een gedagte met my op, en dit is in die werk waaruit die wêreld waar ek operate, waar ons maar baie met besighede saamwerk en almal probeer help om nie net geld te maak, maar ook om 'n koninkryks impak te maak daar waar hulle gevestig is. Het ons baie keer die sê ding wat ons sê, our work is our worship. En ek dink dit wat ek by jou hoor is hierdie sake transaksies is 'n act of worship. Dit is hoe ons kom die oggende kerk toe en ons kan saam met ons broers en susters lekker in 'n kerk worship, maar ons gaan in die markplein terug en our work becomes our worship. So ek dink dis nogal wat ek by jou hoor. So ja, dankie John. Ek dink dis 'n baie sterk antwoord. So baie dankie daarvoor. John, soos ons verder gaan, kom ons vertel ons 'n bietjie van jou journey met Jesus en wat se invloed het dit tot vandag toe nog op jou besigheid? Tot 'n groot mate is dit hierdie beginsels wat ons nou bespreek het onder andere, om te sê dat ons vind onsself in 'n wêreld, in 'n besigheid, in die marketplace, wat opgestelde reëls het, wat gevorm is eintlik in selfsugtigheid. Yes. Besigheid by nature is selfsugtig, want dit gaan oor elkeen vir homself en dit gaan oor elkeen se vindingrykheid wat hy kan 'n voordeel kan kry. Yes. Grootliks ten koste van ander. En ons vind onsself dat daar sekere reëls en normes in geskep wat redelik aanvaarbaar geword het. Maar as 'n mens kyk na die manier hoe Jesus geleef het, lyk dit oënskynlik, sy manier van leef was reeds in daai tyd was eintlik nie dit het gelyk of dit oënskynlik nie vereenselwig kan word met die sosiale struktuur wat daar gebeur het. Yes, ja. En nog minder as ek vandag kyk in die besigheidswêreld, asof dit nog meer hou besigheid en Christendom uitmekaar uit. Jy weet, dit is nie moontlik om dit te reconcile. Ja. So 'n groot deel van my ontwakening, sal ek sê, van wat ek het gevoel dit is, iets pla my. Iets is nie reg nie, want dit kan nie irreconcilable wees. Ja. Dit is, want Jesus het dit as voorbeeld uitgeleef. En hy was self 'n man van ambag. Ja, ons weet
tog hy, jy weet, hy was 'n skrynwerker. So, hy het dit geleef, terwyl hy waarskynlik ook 'n beroep gehad het. En wesentlik geld uitgemaak het. Ja, Ja. so vir hom was dit nie twee verskillende goed nie. So hoe vereenselwig ons dit vandag? En dit lyk asof daar, jy weet, 'n valley is tussen hierdie twee uitkyke, hierdie twee denkwyse. Yes, ja. Maar kom ons soek die brûe tussenin. En dan kom ons kyk waar mis ons, waar ons hierdie bymekaar kan uitbring. Yes. En hoe lyk dit? En ek het, soos ek vroeër genoem het, dis nie 'n antwoord vir een man nie. Dis 'n antwoord vir baie mans en dis nie 'n enkele antwoord nie, dit is 'n leefwyse antwoord. Dit is 'n kom ons stap hierdie pad saam en ons kom ontdek dit. En dit begin, jy vra wat, hoe lyk daai journey? En dit begin vir my grootliks by selfverloning en neem jou kruis op. Yes. Hoe lyk selfverloning en neem jou kruis op? Dit is presies wat ek wou gevra het. Yes. Selfverloning beteken eintlik hierdie ding wat ek opgebou het, wat ek besit, is nie myne nie. Hierdie maatskappy wat ek bestuur is nie myne nie. Wie is dit dan? Yes. Dis God se. Nou as dit God se is, hoe lyk dit dan in die bestuur daarvan? In plaas om heeltyd te sê, dis my strategie, dis my vindingrykheid. Dit is eintlik namens God. Dit behoort aan hom, dis syne. Nou hoe begin jy dit bestuur? Ja. Want eintlik kan ek nie self besluite maak nie. Dit beteken elke besluit wat ek maak, moet ek eintlik sê, ek kan dit nie nou maak nie, want as ek dit nou maak, Jakes, gaan ek dit self maak. Yes. En ek mag nie hierdie besluit self maak nie, want dit is nie my besigheid nie. Ja. En 'n mens kan nie altyd dit so letterlik sê nie, jy weet, maar dis hoe jy dit uitleef, om te sê, nee, ek gaan nie oorbid. Want hierdie is nie 'n besluit wat ek op my eie kan maak nie. En hoe jou kruis opneem, is eintlik hierdie journey, hierdie reis, gaan nie maklik wees. Yes. Dit is nie veronderstel om maklik te wees nie. Ek spot altyd, ek sê, God het nie oordryf toe hy vir Adam gesê het, jy gaan met swaar kry bestaan maak. In die sweet van jou aangesien. In die sweet van jou, ek gesê, tot vandag ten joh. En iets wat redelik algemeen 'n denkwyse wat in die in die besigheidswêreld verstaan word is, kom ons kom so vinnig as moontlik by 'n plek uit waar jy kan ontspan en waar jy gemaklik kan leef. Maar dis eintlik teenstrydig met wat God gesê het Adam in die gesig staar. Want as jy by daai punt uitkom, moet jy eintlik sê, maar wat se verantwoordelikhede kom ek nie nou Ja. nie. Is dit 'n realistiese ding om te sê, jy weet, visie om te hê, op 30 wil ek nie meer werk nie. Ja. Maar tog celebrate ons besigheidsmense wat op 'n vroeë ouderdom enorme sukses het en kan sê nou kan hulle vakansie hou en heeltyd op Zanzibar wees. En ons aspireer tot dit. So as ons deel in daai aspirasie, dan sê ons eintlik, jy weet, ons is eintlik besig om die leen saam in die wêreld uit te leef. Yes. So ek dink die realiteit is om 'n koninkryksbesigheid te bestuur is 'n lewenslange verpligting. En dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan nie. Ja. Nee, dit gaan nie. So maar baie keer sal ek in die wêreld waarin ons beweeg en waar ons reg, ek bedoel ek en jy is elke dag in daai wêreld dat ons sê okay, ons is doenig met koninkryksbesigheid. Ons is besig met doenig om die besigheid wat ons doen is Jesus sin en ons wil dit op koninkryksbeginsels bestuur en laat gebeur. Maar sal baie keer mense vir my vra, maar kry daai besighede ook hulle uitdagings? Het hulle ook probleme met kontantvloei? Het hulle ook probleme met personeel wat buite hulle raamwerk funksioneer? Wat sal jou antwoord wees op so 'n vraag? Ja, en meer. Want ek dink die Satan hou nie van dit. Nee, hy hou nie. Maar ek dink een van die goed wat vir my nogal 'n groot uitdaging was, is juis hierdie ding. Yes. Juis hierdie ding dat
die mense koop moeilik in hierdie storie. Want dit gaan met meer uitdagings gepaard. Jy bring eintlik addisionele uitdagings tafel toe, wat jy kon vermy het as jy op 'n sekulêre vlak handel dryf. Yes, en jy's baie keer meer onder die vergrootglas. En jy is meer onder die vergrootglas. Yes, absoluut. So jy kry min inkoop of moeiliker inkoop van kollegas en van die persone of besighede waarmee jy handel dryf. Yes. Dit kom ook moeiliker. So die isolasie voel eintlik groter. Wat maar net weer sê, hoe belangrik is dit dat ons as 'n kerk funksioneer op 'n Sondag by mekaar kom. Yes. En dan jy weet die energie het om in die volgende 6 dae in die markplein te wees. Maar vir my wat nogal uitgestaan het in die laaste paar weke, en dit sal ek graag deel ook, is ons het die geneigtheid om in die besigheidswêreld te probeer beheer soveel as moontlik. Ja. So ek het sommer kom ons gebruik 'n voorbeeld van 'n troue. As jy 'n troue reël, dan sê jy okay, kom ons reël die blomme, kom ons reël die fotograaf. Ons kies 'n datum waar dit nie maklik gaan reën nie. Die kos, die alles word soveel as moontlik. Jy eie troue gereël. Ek dog vrouens doen dit. Maar my vrou gaan my verskil. Maak dit al 'n deel. Okay, alright, nee, fair enough. So jy kan redelik baie bestuur van dit, maar op die dag kan jy nie bestuur of dit reën of nie reën nie. Yes. Dis buite jou hande. So wat ons probeer doen is ons probeer soveel as moontlik bestuur. Ons probeer kom by 'n punt waar ons sê 99% is bestuur. Dit wat ons nie kan bestuur nie, definieer ons luck. Chance. Ja. Okay. En in die besigheidswêreld probeer ons dieselfde. Ja. Ons probeer kom om 99.9% te bestuur en so min as moontlik aan chance oor te laat. Yes. En ons prys mekaar as dinge suksesvol is deur te sê, kyk hoe goed het hy dit bestuur. Kyk hoe goed was haar strategie. Kyk hoe al die elemente is aangedink en dit het goed uitgedink. Die realiteit is, ons kan eintlik baie min bestuur. Want die troue voorbeeld, as jy 99% bestuur het en die dag reën dit, Dan lyk die prentjie heeltemal. dit is die feit dat die kos en al die goed is reg hanteer is en gereël is, word oorskadu deur die feit dat dit reën. Yes. As jy besigheid doen en jy word met 'n baie klein klousule in die kontrak In die voet geskiet. Yes. En jy het dit deur 3 verskillende prokureurmaatskappye gevat en niemand het dit opgetel. Ja. En jou produk is reg en die tydraamwerk is reg en die geld is reg. Alles is reg, maar jy word uitgebuit met 'n finale betaling argumentsonthou. Yes. Dan help dit nie al die res het perfek afgeloop het. Ja. En ons dink heeltyd en ons bemoedig mekaar op die kant wat ons voel ons kan bestuur. En boeke word geskryf daaroor. Hoe hanteer jy hierdie risiko? Hoe bestuur jy dit? Yes. En die lewe werk eintlik nie so nie. Daar's 'n groot deel wat ons nie kan bestuur nie. En dit is eintlik wat maak dat ons verdrink of nie verdrink nie. Tot 'n groot mate. Yes. Vir my is 'n lekker voorbeeld was die COVID gewees. As jy maskers verkoop het in COVID, dit was nie noodwendige strategie van jou nie. Nee. Jy die volgende week net na jou maatskappy oopgemaak het, masks for you. Maar jy weet, is COVID en net 'n ooraanvraag van maskers. Of jy het 'n restaurant oopgemaak die weer voor COVID. Jy het groot uitgawes en al jou mense en jy het kontrakte geteken En almal wil is nie. en hulle sê vir die volgende 6 maande mag jy nie. Jy weet, dit is nie in jou hande om dit te bestuur nie. Nee. En wat as 'n mens so daaroor dink, dan vat dit weg daai arrogansie om te dink jy's beter as jou goed suksesvol uitgedraai het teenoor iemand anders of 'n
of om te dink iemand anders het misluk as dinge so vir hom uit of vir hom of haar uitgedraai. So die groot ding is chance wat ons in 'n sekulêre konteks definieer. Yes. Chance. Dit is eintlik waar die battle it's won or lost. Al last. Ja, op daai. En hoe fight ons daai battle? En dit is eintlik die storie van Dawid en Goliat. Ons almal wil 'n Dawid wees. Ek wil 'n bitter graag 'n Dawid wees wat vir Goliat aanvat. Maar my Goliat is dit wat ek nie kan beheer nie. My Goliat is as ek 'n ooreenkoms met iemand het, wat sy bybedoelings is, sy motiewe, wat bespreek hy agter my rug? Ja. Waar sien hy geleenthede om my uit te byt? Hoe kan hy my vulnerability misbruik? Hoe fight ek daai Goliat? Yes. Daai Goliat kan ek nie fight nie. Daai een sê ek is die Israeliete. Ek kruip weg, want ek kan nie hierdie battle fight. Ek is nie opgewasse vir Goliat nie. Ek het 'n Dawid nodig. Yes. En dan kom ek by die punt waar ek sê, Jesus is my Dawid. Jesus sal hierdie battle vir my fight. Ek kan so min bestuur van my besigheid waaroor ek beheer het. Die meeste, dit wat daar buite gebeur, die oneerlikheid, die aanvalle, die uitgebuitery, die onregverdigheid. Ek kan niks daaraan doen nie. Ek keer nie COVID nie. Ja. Ek beplan nie vir COVID nie. Ek kan nie sê wat is die wette wat in die land toegepas word nie. Ek het nie beheer daaroor nie. Ek het geen mag of impak op daai nie. Ek kruip weg soos die Israeliete en sê hierdie Goliat kan ek nie veg nie. Yes. Ja. En ek vra vir Jesus. En ek dink wat 'n mens moet doen, en ek het dit in hierdie, ons het maar so pas 'n 40 dae van vas, en ek dink dit was vir my in my besigheid ook 'n deurbraak, waar ek ook op 'n stadium gekom het en gesê het vir ons mense, ek kan nie alleen erken dat ek die Goliat kan fight. Nee, jy kan nie. Gesamentlik, corporately, moet ons as 'n maatskappy erken dat dit wat ons bestuur, doen ons in excellent as geskape kinders van God, en die grootste deel kan ons nie bestuur nie. En ons erken dit, en ons gaan na Jesus toe, wat reeds vir Goliat oorwin het. Dawid was die mooi storie wat Jesus, God vir ons kom vertel het van wat Jesus gedoen het, en corporately te sê, ons kan nie Goliat fight nie. Jesus sal dit vir ons doen. En hy het dit gedoen. Ons kom nou net uit die Paastydperk. Yes. Met die kruisiging en die opstanding van Christus het hy dit reeds gedoen. En dan, dit is hoekom ons eintlik 'n onregverdige voordeel het. Ons het. Ja. Is eintlik unfair teenoor die res van besighede oor dit wat ons as Christene in hierdie marketplace het. En dit bring 'n groot, dis 'n stuk onregverdigheid, maar dit bring ook vir ons as besigheidsmanne en vroue, dink ek ook 'n groot, daar's 'n comfort in dit, as ek die Engelse woord kan gebruik, om te weet, okay, Here, ek kan soveel doen, but you've got it. Jy het die reis. En ek dink dit is eintlik, dit is 'n groot voorreg wat ons het om op daai plek te kan wees. Ek wil so 'n bietjie met jou praat oor jy terugkom na bestuur. Jy het gepraat van ons kan die 99% bestuur, maar daai 0.1% kan ons nie bestuur nie. Jy bestuur 'n internasionale maatskappy. Jy het vir representation hier, maar ook in Brittanje. Hoe sal jy jou bestuurstyl beskryf, en hoe sal jy dit, hoe vergelyk dit met wat jy in die Bybel lees oor bestuurstyle? Kom ek sê nie vir jou hoe ek dit doen nie, kom ek sê vir jou hoe ek dit wil doen. Okay, alright, jy kan dit ook doen. Miskien moet ek eerder dalk vir jou met jou personeellede hier gehad het om weer te vra oor nou, wat is hoe lyk jou bestuurstyl? Ja, so wat ek al hoe meer probeer doen. En dit is nie so maklik nie. Want waarna ek gewoond is om mense te evalueer op hulle strengths and weaknesses. Met dan dit waar hulle goed is en dit waar hulle nie goed is nie.
Jy probeer assosieer met mense waar hulle strengths jou strengths complement. Okay. Waar hulle sterkpunte jou sterkpunte net verder komplementeer. Yes. Okay. En jy probeer vermy daar waar daar geen voordeel is. En dan invest jy in mense om daai sterkpunte verder te ontwikkel en om die potensiële swakpunte wat ons almal maar het te bestuur en uit te wys en aan dit te bou. Yes. Maar dit is 'n vreeslike hulpbron georiënteerde uitkyk op mens. Dit is. En weer eens, dit is iets wat redelik universeel aanvaar word. Dit is hoe 'n mens kyk na jou menslike hulpbronne. Dit is hoe jy dit hanteer. En as jy kyk na 'n CV, is dit hoe jy die CV lees. As jy na agente toe gaan en soek vir mense, dan is dit hoe jy die vraag vra. Ja. Maar God het ons eintlik in sy beeld geskape. So God kyk eintlik na sy mense as made in his image. God sien eintlik iets anders in hulle, want dit is 'n stukkie van Godheid wat geskape is in mense. En die oomblik as ek deur daai lens probeer kyk, raak hierdie manier vir my vlak en vals, die sekulêre of die universele besigheidsmanier om na te kyk. Want eintlik, soos ons vroeër begin het ons gesê, okay, hoe lyk 'n suksesvolle besigheidstransaksie? Hoe lyk 'n suksesvolle employee verhouding? Yes. Werknemer verhouding. Ja. In die wêreld waarin ek gewoond is, sê dit, trek ek meer voordeel uit die verhouding as die werknemer. Yes. Dan is ek tevrede. Kan ek justify dat die werknemer daarin, jy weet, billik hanteer word, dan het ek nie gewete nie. Maar eintlik moet ek daarna kyk. Trek hierdie persoon wat in God se beeld geskape is, meer voordeel uit hierdie verhouding as wat ek kry. En bou ek iets in hierdie persoon in uit respek vir wat ek sien God hierdie persoon gemaak het en uit respek vir God. En daarom skuld ek hierdie persoon meer. Ek is eintlik verskuldig aan hierdie persoon. Yes. Om 'n menslikheid toe te pas, soortgelyk as wat God in 'n mens sien. Want uit die aard van die saak is dit tog al wat God vir sy kinders wil hê. Hy wil hê ons moet groei en nader aan hom beweeg en uiteindelik by hom wees. So dit moet 'n primêre lens wees waardeur ek kyk. Maar dit kom nie maklik. Ja, ek wil net vra, hoe lyk dit in praktyk? Dit kom nie maklik nie, maar dit kom daaroor dat 'n mens eerste moet probeer sê is, hoe maak ek seker dat hierdie persoon meer benefit uit hierdie verhouding as wat ek doen? Met ander woorde, heel eerste gaan dit oor die persoon se ontwikkeling of persoonlike welstand. Yes. Voor dit gaan oor my winsgewendheid. En as die twee clash, default ek na die persoonlike voordeel. Yes. John, in jou opinie, ons het baie gesels oor besigheid en hoe koninkryksbesigheid lyk. Maar in jou opinie, hoe lyk 'n suksesvolle besigheid uit 'n goddelike oogpunt uit? Ja, ons het nou gepraat oor die menslike hulpbronne en hoe ons na dit kyk. Yes. En ek dink dit sluit mooi aan by hierdie vraag. Dis maklik om jou eie, kom ons maak 'n 10-punt doelwitplan vir jou besigheid te skep. Yes. En in my ding sal dit tipies wees, ek wil graag 'n groter markaandeel hê, ek wil groter projekte doen, ek wil argumente onthaalwe in nukleer ingaan. Ek wil, jy weet, ek kan sulke goed sê, ek kan turnover daaraan koppel, Yes. ek kan employee nommers daaraan koppel. Ek kan takkantore daaraan koppel. Ek Yes. wil graag in Noord-Amerika. En in Tanzanië. Zanzibar ook 'n kantoor hê, ja. Ek wil baie kantore hê.
in die Seychelles, kom op. Maar dis wat vir my nogal eintlik skokkend is, as ek dit sou doen, sal dit ietsie soos dit lees. In my eie besigheidstoepassing sal dit so lees, en dit sal, as ek jou daaroor dan met jou deel, sal dit heel billik klink, en jy sal sê, okay, hier's 'n plan, en ek kan 'n strategie daaraan koppel, en ek kan 'n realistiese beplanning daaraan koppel, en jy gaan waarskynlik daarna kyk en sê, dit maak sin. Yes. En dan as ek dit een kant sit, en ek sê, hoe lyk God se 10 prioriteite vir New Horizon? Dink ek nie een van myne gaan op God se lys wees nie. Okay, hoekom nie? Want ek dink God se prioriteite is met die mense. So God gaan vir my vra, maar wat van jou mense se ontwikkeling? Yes. Wat van siele? Wat van, hoekom het jy nie 'n kantoor, hoekom droom jy nie van 'n kantoor in 'n deel van die wêreld waar Christendom nie uitgeleef word? Hoekom is dit jou nie? Hoekom sê jy jou kantoor moet wees daar waar jy dink dit is maklik om 'n footprint, 'n markaandeel te kry? Yes. En so gaan ek sien, myne lyk baie selfsugtig. En God bemoei hom nie met my Selfsug. Ja. En ek dink, wat ek graag probeer verander, is om by God te sit en te sê, hierdie geleentheid wat ek gegee is, om 'n maatskappy te bestuur. Wat is op God se hart? Waaroor droom God vir hierdie maatskappy? Wat is sy 10 prioriteite? En dan wil ek dit my 10 prioriteite maak. Dat dit 'n perfek by mekaar aansluit en mekaar komplementeer. Yes. En ek dink, ek self is nog baie ver van om by dit te wees, maar ek dink daar's 'n groot waarheid in dit opgesluit, want niemand benader dit wat ek kan sien uit daai oogpunt nie. Yes. Ons benader dit uit 'n selfsugtige, sekulêre oogpunt, en ons gaan kry ons hulpbronne by iemand wat reeds in ons oë sukses behaal het, en ons gaan probeer dupliseer wat hulle bereik het. Yes. En ons wil leer by dit. So, jou eerste brondokument is die Bybel, en dan implementeer jy dit met wat ons kan leer uit die wêreld se foute en dit wat alreeds gedoen is en hoe dit hanteer is. Maar bietjie met 'n unieke aanslag. Yes. En ek sal graag veel verder, jy weet, op daai journey vorder, en dis dalk gesprek ek en jy oor 10 jaar gaan hê, en dan gaan jy my vra hoe hierdie gevoel. Ek wil graag wil hoor hoe klink daai 10-punt plan wat Jesus dan op die tafel sit in verhouding in vergelyking met ons almal. Ek dink ons almal het 'n 10-punt plan. Maar ek dink Jesus se 10-punt plan lyk gewoonlik bietjie anders as ons sinne. Ek wil tog by jou hoor, en John, julle in jou besigheid, jy noem julle uit die aard van saak, julle het kantore op plekke, maar julle the nature of the business is dat julle op verskeie plekke in die wêreld werk. As julle op ander plekke opeindig die aard van saak, het julle baie keer te doen met ongereddes. Jy het net so 'n bietjie daaraan geraak. Ek bedoel, as julle in 'n plek werk soos Zanzibar, ek bedoel Tanzanië is 'n moslimland. So, hoe bemagtig jy jou span op 'n praktiese manier om te sê, julle gaan werk in 'n moslimland, maar as verteenwoordigers van Jesus Christus? Ja, dis 'n bietjie, ek dink 'n samevatting van wat ons gesê het, want dit is nou waar die toepassing gebeur. So, dit is belangrik, dink ek, in daai gevalle wat mens probeer doen, is om te sê, wat is die waardes wat ons hier probeer uitleef? Want as jy nie dit definieer nie, dan gaan die waardes eintlik maar die common ground wees wat ons vind, met 'n goeie produk vir 'n goeie prys, ware vir geld, en niemand moet die ander een uitermate uitbuit. Yes. So dit kom daar neer dat jy 'n nuwe stel waardes moet definieer. Wat jy sê, okay, wat is een van die waardes? Een van die waardes is 10. Leef liefde uit.
So hoe lyk dit as my kliënt 'n moslim is? Yes. Dan begin ek daai goed toepas. So dan sê ek, okay, hier ons het 'n ooreenkoms. Ek moet hierdie vir jou op daai stadium gee. Ek moet hierdie ontwerp vir jou op hierdie stadium gee. Vir hierdie prys en ons onderneem dat dis hoe ons die transaksie beklink of die terme neerlê vir die transaksie. Yes. Maar dan moet ek 'n stapie verder gaan en dan sê ek, maar dit is vir my baie belangrik dat ek verstaan waar is jou risiko's, waar is jy vulnerable? Want ek wil meer doen as net die terme van die kontrak ooreenkom. Yes. Ek wil verder gaan. Ek wil seker maak jy word bevoordeel in hierdie transaksie bo wat jy verwag het, meer as wat jy gedink het jy gaan kry. En dis baie keer baie klein goed. Dit is baie keer jy weet waar hy sê ja, ons terme is om dit in 3 maande te doen, maar as ek dit in 2,5 maande kan kry, is dit die voordeel wat ek daar uitkry, maar ek wil nie jou meer betaal vir dit nie, maar ek kry enorm voordeel daaruit as die kliënt. En dan sê ek, maar as dit vir my moontlik is, wil ek dit vir jou doen. Yes. Ek wil dit graag ek gun dit vir jou. En ek gaan eintlik 'n bietjie benadeel word. Maar jy is bereid om daar extra behulp te stap om dit te doen. En dis maar 'n enkele voorbeeld. En as jy dit oor en oor toepas, dan behoort hulle iets te ervaar van dis anders as waarna hulle gewoond is. Hulle veg heeltyd, hulle is gewoond, 'n kliënt is heeltyd of is gewoond hy veg heeltyd om nie benadeel te word nie. Aan die teenparty probeer homself beoordeel. En hier gebeur dit andersom. En as ons dan onbeskaamd ons Christendom uitleef, bring jy mos nou daai twee bymekaar. Ja. As ons sê, kan ons bid vir 'n meeting, kan ons hierdie met hulle, weet, ons kyk na ons social media, ons celebrate Paasfees. Yes. Ja. Nou begin jy die twee bymekaar uit en jy bring 'n daad by iets wat jy uiter. Jy bring die twee bymekaar uit. Jy weet wat harder, jy moet dit beide doen. Yes. Dis mos nie heeltemal waar if necessary. Jy bring die pulpit op na die konstruksiesite. Ja. Ja. Maar uit die aard van die saak, baie keer is daar maar konflik. Ja. Ons ervaar dit inteendeel redelik baie middelmoot. As baie keer 'n geeste wat clash. Dis dis baie keer 'n spiritual battle, is dit nie? Ja. Ja. Ja, so ons ervaar dit omdat hulle byvoorbeeld in hierdie tye van Paasfees nie ons vakansie daar Honor nie. Ja. En dit maak dit bitter moeilik. Maar dit bly maar iets om uit te leef. Om vir hulle te sê, dit is my realiteit. Hierdie is vir my belangrik vir die volgende redes. Dit is vir my 'n baie belangrike geestelike tydperk oor hierdie redes, maar ek ag my transaksie met jou ook as iets wat ek moet honor, en ek gaan nie dit laat skade ly omdat ek voel jy my te na. Yes. En dit maak ook baie keer 'n deur oop vir 'n geestelike gesprek, daai tipe goed, né? Is dit nie? We sien dit nogal as jy kan standpunt inneem op daai goed. Sê, weet jy, dis wie ek is. Dis my journey wat ek met Jesus het. Met my God het. Jy is besig met 'n ander journey wat jy het, maar dit maak dit baie keer 'n deur oop vir 'n geestelike gesprek het ek. En ek dink uit die aard van die saak moet 'n mens versigtig wees om te veel te probeer sien na die tyd wat was die effek daarvan. Ja, verseker. Want ons wil dit graag groot hê. Ons is voor results. 'n hele ander organisasie draai om. Maar ons sal mos eendag sien individue wat dit gesien het, en dit is eintlik 'n bietjie van 'n aflos stokkie. Ja. As hy met een besigheid soos ek handel dryf en die volgende een is 'n supplier van radar, Yes. wat 'n Christen maatskappy is, en die volgende een is 'n operator van, jy weet, En dis alle redery, en dit is ook, en dit is ook, en dit is ook, dan begin dit mos werklik reël praat. Ja. So dit is gevaarlik as jy dink jy moet die alleen maatskappy wees by die hele ding gaan draai. Ja. Ja. John, jy het die saak
so jy het gesê jy het baie interessante en verskeie verskillende mense te doen. Het jy vir ons 'n goeie koninkryks impak storie wat jy met ons kan deel, wat jy kan sê hier is iets wat net die Here en die Here alleen kon gedoen het. Nee. Dan vra Ek het nie iets wat ek nie. het jy Kan ons daai vraag skiep? ons kan daai vraag skiep. Ek wou graag met hom geland het, maar ek dink of dis fyn. Ek gaan met 'n koekie inland. So, Ek kan wel iets laaste deel yes. wat vir my nogal baie Asseblief kwaad doen. het. Ja. Ja. Ek Ek kan ehm ja, okay, laat ek 'n vraag daarop formuleer. Ek sal sê John, is daar enige laaste gedagtes wat jy met ons wil los, wat jy voel jy kan bydra tot die besigheidswêreld, nie net in Moreleta Kerkie, maar selfs die weier besigheidsgemeenskap wat dalk na hierdie podcast gaan luister of daarna gaan kyk? graag, Jakes. Ek dink wat vir my verskriklik waardevol is hierdie laaste tyd, Yes. waar ek dink ons ook maar deur baie uitdagings gegaan het, waar mense hierdie beginsels probeer toepas, maar dit kom 'n bietjie met teenkanting en dit kom so bietjie, dit steek so bietjie dwars in die gedagtes van die manier van dink in die wêreld tans. En dit is ietsie van hoop. Want dit is wat ons eintlik onderskei. Dit is waaraan ons vashou. En as ons dink daaraan dat dit is wat vir ons anker is. Ons het hoop. Ja. Maar wat het ek nodig om aan my hoop te bou? Yes. Dan sê God vir ons geloof. Ons het geloof nodig. Ons moet glo. Ons moet bly glo. En dan vra ek vir God, maar wat het ek nodig vir geloof? Gee my groter geloof. Dan sê God, volharding. Hou aan. Moenie moedeloos raak nie. Moenie vreesbevange raak nie. Moenie moed opgee nie. Yes. Volhard. En dan vra ek vir God, gee my meer volharding. Hoe kry ek volharding? En dan sê hy, ek gaan vir jou probleme gee. Want met jou probleme gaan jy volharding kweek. Yes. Volharding kweek egtheid van geloof. Amen. Ja. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. En ons wil so graag weghardloop van die probleme. Maar dit is met God se manier om vir ons volharding te leer. Yes. Sodat ons geloof gaan sterk maak. Sodat ons die hoop het wat nie beskaam nie. Yes. En dit is 'n bietjie soos om te sê, maar God, ek wil die Comrades hardloop, maar ek wil nie oefen. Kan nie gebeur. Dit gaan nie so hier nie. En dan kom mens eintlik by 'n punt waar jy sê, God moet asseblief nie die probleme wegvat nie. Ja. Ek het die probleme nodig, want my volharding is maar swak. En ek moet aan dit werk. En as ek nie daaraan kan werk nie, gaan my geloof maar klein wees. En ek gaan maklik twyfel. En as ek nie dit kan doen nie, gaan ek nie hoop hê nie. En so bring asseblief die probleme, sodat ons vir die wêreld kan wys hoe Christene in besigheid hulle probleme hanteer. En hoe kom ons God se liefde in dit kan sien. Yes. So, daar is soveel waarheid in dit. Baie dankie daarvoor. Voor ek jou laat gaan, ek het een laaste vraag wat ek vir jou wil vra. En dit is wel 'n bietjie tog in die kies, maar ek kan nie help om dit te vra nie, want jy's ingenieur en as mens op social media sit, word baie keer gesien, word baie keer grappies gemaak van ingenieurs, dat ingenieurs maar regtig boring mense is, dat hulle altyd die probleme identifiseer. En so met jou werk, jy werk baie, as ek reg verstaan, is jy baie betrokke om goed soos lughawens te bou en al sulke tipe goed. So jy travel jy afsaak ook baie in jou werk. So kan jy deur 'n lughawe stap sonder om foute in 'n lughawe raak. Dis Ek sien net geleenthede. Okay, alright. Terrein. Ek sien markandeel. Okay, nee, dan is dit, ek het gedink dis wat dit is, so maar ek ben seker gemaak. John, baie dankie. Dankie vir jou tyd vandag. Dit was lekker om jou te gesels. Dankie vir jou regtig groot stukke wysheid wat jy saambring en dat jy erns maak met om 'n besigheid nie net te hê wat geld maak nie, maar wat 'n koninkryks impak maak, om
Ek voel geëerd om jou my vriend en kollega te kan noem. So ja, baie dankie vir vandag. Dit was lekker om saam met jou te gesels. Dan weer ja. Vreeslik lekker. Baie dankie vir die geleentheid. Great, dankie. Dankie vir almal wat ingeskakel het vandag. Dit was goed geweest om weer saam met John te kon kuier. Soos ons laas gesê het, as jy wil deel word van ons besigheidsbediening, stuur asseblief ons e-pos na info@morletta.co.za en ons skakel jou by 'n BTW kring in. Dit is waar by hierdie kringe wat ons hierdie goed wat ons vandag gepraat het in dieper detail bespreek, wat ons by mekaar sit en sê okay, hoe lyk ons besighede? Hoe posisioneer ons besighede? Om nie net geld te kan maak nie, maar ook 'n koninklike impak te kan maak, om saam met besighede soos John en sy kollegas daar uit in die markplein te kan beweeg en sê dis hoe ons besigheid neersit op 'n Bybelse beginsel. Dankie.